Jy het my 2 weke terug gebel, sê jy moet hier kom, ek het 'n woord wat ek nie oor die telefoon gaan release nie. Ja. Ek is hier by House of Bread, by Andrei. Ek was nou 5 weke terug in Israel. Ek dink so 5 weke terug ongeveer. En ek het 'n baie interessante bediening wat by my opgekom het, wat ek voel ek moet doen. En 'n deur het vir my oopgegaan daar. Om in Jerusalem, ek en my vrou, by die graf van Jesus te kan kom werk. Vir 3 maande. En ek het dit gesien, dan kan ek my eie mense 'n bietjie release, want na as dit dood moet hulle skielik in 'n ding inkom, en daar sit 'n sukkelry, laat hulle nou, en laat ons sien waar kan ons wat optats en wat doen. Nou, daar is nog 1 of 2 goedjies wat moet gebeur, maar ek het God gebid. Iemand moet met my oor die graf praat. Iemand moet met my oor dit praat. Anders gaan ek dit nie doen nie. In my tas, in my sak, wat ek by my het, is 'n e-mail, die mense het gesê, stuur. Ons wag vir jou en jou vrou. En ek is bitterlik excited. Ek moet sê ook om koffie te drink in die ou stad elke dag, ek en my vrou, dit gaan hom lekker wees, Andrei. Maar, en toe bid ek 'n tweede ding, wat ek die laaste tyd geweldig bid, Here, ek wil nie spog nie, ek wil nie 'n celeb wees, ek wil nie dit wees nie, maar ek wil as ek in 'n sitkamer instap, moet mense begin huil en verander. Maar dit moenie op die ouend gesê word, hierdie rooi is so erg nie. Dit moet gaan oor God se anointing. Ek kom by Andrei vanoggend, en ek het nog nooit van hierdie afdeling gehoor. Ek het al gehoor van, bid, jy kan soos Paulus wees, jy kan soos Elia wees, jy kan soos daai wees, daai. En jy kom en jy kan net scan die woord. Jy het my 2 weke terug gebel, sê jy moet hier kom, ek het 'n woord wat ek nie oor die telefoon gaan release nie. Ja. Okay, maar net voordat jy dit doen, ek wil net hier wys. Dis 'n bruidsrok. Ek en jy is bruid. Tel hom op. Ja, of wag. Kyk onder die bruidsrok. Nou sê ek dit. Kyk daar. Die bloed aan die soem. Ons is duur gekoop Onderkleed. deur sy bloed. Maar okay, vertel gou vir my rondom wat jy toe moet vir my sê. Roy, so 3 weke terug het die 2 Women of Worship van Kaapstad, twee vrouens gekom, wat spesiaal, hulle het in 'n bus geklim van Kaapstad, Bloemfontein toe gery, hulle het na die altaar toe gekom, en die oggend na dit het een van hulle... Dis nou hierso waar ons nou sit. Hierso waar ons nou sit. En een van hulle het gekom, een van hulle het die bruidsrok 'n jaar terug gegee, en die tweede persoon, Gloria Breintjies, het na my toe gekom en vir my gesê, daar's 'n salwing van Josef. En ek weet Josef in Egipte. Sy sê, daar's 'n salwing van Josef of Arimathea Ja. op jou lewe. Net gou die wat nie weet nie. Josef van Arimathea, en jy kan dit nou lees, of sê, was die een wat die liggaam van Jesus afgehaal het. In die graf gesit het. Hy het die graf eintlik gegee. Ja. Hy was 'n baie welgestelde man. Hy was lid van die Sanhedrin. Hy is 'n vis wat stroom opgeswem het. Hy het teen die Sanhedrin gegaan, en hy het die wonderwerke van Jesus soos Nikodemus gesien, en hy en Nikodemus het in die aand gegaan, maar hy het die autoriteit gehad, want hy was 'n ryk man gewees, maar hy het sy rykdom nie vir sy eie gewin gebruik nie, hy het sy rykdom vir die koninkryk van God gebruik, en hy het daardeur toegang tot Pilatus gehad om die liggaam af te haal. En die deel wat ek het vir 2 dae geween. 2 dae. En elke keer as ek daaraan dink, dan letterlik in die trane geloop, want hulle sê dit vir my, en die Heilige Gees sê vir my, ek gaan vir jou instruksie gee om sekere groep mense, as jy die salwing op hulle sien, hulle te kontak en vir hulle te sê,
Hulle hande moet geanoint word. Nou ek het dit nog nooit gehoor nie, en ek besef Josef van Arimatea moes die liggaam gaan balsem met 32 kg, 75 pond balsem, en sy hande was deur week van die olie, maar in die olie het hy onrein geword homself, volgens die Sanhedrin en volgens die wette, want dit was die liggaam het gesterf, maar in daai sterflikheid het hulle aan die bloed geraak, en soos hulle aan die bloed raak, het daai liggaam en daai krag van die bloed het op sy hande gekom en die balsem gemeng met dit. En ek sien dat hierdie Josef vat hierdie liggaam van Jesus in sy hande. Nou, hoeveel keer het ons nie al die nagmaal gehou, en ons vat die brood, en ons sien dit as 'n stukkie brood? Nee, jy moet die oomblik as jy die brood vat, moet jy dit sien, en ek sien waar rooi is, die nou met die liggaam van Jesus gaan begin loop, letterlik, waar jy instap, in 'n besigheid, in 'n winkel, in die markplein, want Hy het nie geweet ek het dit gebid nie. God het jou geroep vir die markplek, maar hulle gaan nie meer rooies raak sien nie, want die liggaam, hierdie liggaam wat gekruisig is, wat die merke het aan hom, die liggaam met die geselmerke, 39 houe, die katsmerke, het aan Josef van Arimatea se hande gekom, en die oomblik toe dit aan sy hande kom, toe kom die genesingskrag daarin. Daar gaan genesingskrag gebeur op die plekke, die wonderwerke waar jy gaan instap. En ek het net geweet, voordat jy op hierdie paaskonferensie, dis nie toevallig dat jy nou in hierdie tyd kom, wat ons nou gebeur, dat vanoggend het die Heilige Gees vir my gewys, en ek het 'n spesiale mengsel gemaak. Jy kan Nou wil ek net eers sê, toe kry jy die woord dat ek is deel oor Josef van Arimatea se grafstorie. Nou dit is waar ek wil gaan werk, by die graf vir 3 maande. Is dit nie wonderlik dat die Here dit so doen nie? Aan hom al die eer. En Hier Barend, kom stap nou ouwe. Barend was deel van hierdie Josef van Arimatea, maar terwyl as dit doen, hou jy die mikrofoon vas terwyl ek rooi is, want die Heilige Gees vir my wys, ek moet hom toemaak met die bloed van Jesus vanoggend. Ek moet hom toemaak met die bloed. En soos ons hom toemaak, hierdie mengsel het ek spesiaal gaan kry. Hierdie mengsel is alwyn en mirre wat gemeng is. Hierdie mengsel is dieselfde mengsel wat Josef van Arimatea gebruik het. Is dieselfde. Dis suiwer olie en mirre wat hy gebruik het om die liggaam te balsem. En die Heilige Gees sê, gaan vat hierdie olie en begin dit aan mense wat die anointing van Josef van Arimatea het, en hierdie selfde mengsel gaan jy, en jy gaan smeer dit aan Rooi se hande, laat hy hierdie anointing, hy gaan nou vandag met hierdie gebalsemde hande van Jesus, gaan hy nou loop in die plek in. Vader, ek bid in die naam van Jesus, laat hierdie oordrag van gees plaasvind, en laat waar hy instap, laat hy waar hy altyd 'n geheime disipel was, maar laat hy een gaan wees nou, wat die lig van Jesus Christus, en laat hulle hom nie meer rooies gaan raak sien nie, maar laat hulle Jesus gebroke liggaam gaan sien, en waar die lig gaan uitskyn uit hom uit, waar hy in die werkplek, in die markplein, waar hy gaan inkom, laat sy seisoen van verandering het aangebreek, as an anointed person of Joseph of Arimathea over him. We declare it over him, we speak it over him, we release it now over him. Daar wat hy ook in die tuingraf gaan ingaan, laat hy met hierdie mengsel gaan vat, laat hy hierdie olie gaan vat, en mense gaan ontmoet daar, en vir hulle gaan vra, kom net in, ek kom in simboliese aksie, stap in hierdie graf in, maar ek gaan, die Heilige Gees gaan vir hom wys, watter mense kan hy kom, die anointing opsit, laat hy fisies in die plek ingaan, en laat hy die mense gaan salf, net in hulle hande, en dat hulle die opstandingskrag, want jy sien wat gebeur in hierdie salfolie is, dis die opstandingskrag.
toe hulle terugkom daar, na 3 dae, en die steen is weggerol, die liggaam het opgestaan, maar die opstaaningskrag gaan in hierdie hande van Rooies kom. Daar gaan wonderwerke, genesings plaasvind, wat jy nog nie in 33 jaar van jou bediening gesien het nie. 33 jaar wat Jesus op aarde geloop het, voor hy opgevaar het. En ons bid dit in die naam van Yeshua Messiah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ek wil dankie sê, dankie dat jy gehoorsaam was. En God hou van manifestasies. En kom ons doen wat die Here sê in Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. So, ons het vanoggend het ons agter 'n BP garage gaan staan en wakker word. Ons het gisteraan daar gaan slaap. Ons het nie slaapplek gehad nie, maar is ons nou goed of ons omsendelinge te word, bietjie op straat te loop slaap. Ons het vanoggend vroeg wakker geword. Ons het bietjie meel uitgedeel vir mense, bietjie woord gelewer. Ons het toe hy gemaklik raak. by wat was dit? Dit is 'n kragboks. Abra aborsie. Jy het self al gelees. Was ons 'n aborsie nommer en alles. As mense aborsie wil gaan doen, het ons dit gaan afval, bietjie gebid daaroor. Ek gaan nou by Tolle stop. Toe klim ons weer op die pad. Toe ry ons nou na MB T2 om die busie in te vat vir 'n diens, die brieke ook bietjie oor te reg te maak en te kyk wat fout met die aircon. Ons vat hom toe in, ons almal gesels bietjie, ons praat by die eienaar daar, ons leer die mense ken en van daar af toe gaan ons oor strate toe om bietjie evangelisasie te gaan doen vir die mense, om mense voor te stel aan die Here wat hom dalk nou nog nie ontmoet het of ken nie. Ja, so ons was na 'n paar huise toe, ons het traktaatjies gaan indeel, ons het van die mense huise ingegaan, bietjie gaan evangelisasie doen daar binne. Waar was dit? Ek dink dit was ons laaste huis waar ons was dit so 'n ou oom wat sy bene is nie lekker nie. Jy kan ook nie lekker hoor nie. Om baie jammer gekry. Maar goed en wel, hy ken daarom die Here en alles. Waaroor ek baie bly is. So, ons het bietjie vir hom gebid vir genesing dat sy bene reg kom, dat hy weer net normaal kan funksioneer en loop. En toe loop ons terug en toe deel ons die laaste van ons traktaatjies uit vir die mense, ons bid vir hulle. Toe het ons die lorry opgemaak en vir die mense wat ons voorgesê het, daar is meel vir hulle. Toe het ons vir hulle begin uitdeel. En net om vir mense wat nie het nie goed te kan gee, voel baie lekker. En ons, meeste van ons sit met alles. Ons het 'n plek om te slaap, ons het kos wat ons elke dag kan eet. Ons het klere wat ons elke dag kan dra. Baie van hierdie mense is nie so bevoorreg soos ons nie. So dit voel bietjie anders om bietjie meer in hulle perspektief te kan kyk en sien hoe sukkel mense net om deur die lewe te kom met min. So baie bly dat ons hulle bietjie kan uithelp met kos. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Goeiemôre almal. Ons is hier in Bloemfontein. My naam is Roan, so ek is hier saam met 'n awesome span, saam met School of Fire. Soos tweede dag op die uitreiking. Ons is hier so by House of Bread.
Ons het gisteraand 'n papwiel gehad, 'n bietjie trokmoeilikheid gehad so op die eerste dag. Die mense was baie hulpvaardig, het 17 oproepe deurgekom. Ons het maar 'n laat aand gehad of 'n vroeë oggend. Meeste van ons is 1 uur in die bed, maar ons is almal excited. Ons gaan vandag Rodepoort toe. En waar ons vir hom Royce gaan ondersteun. Hy is betrokke in 'n podcast saam met Divan Hofmeyer. En ek is goed bevriend met 'n ander Hofmeyer wat ek gaan probeer ook daar kry. Die twee weet nie van mekaar nie, so dit gaan nogal interessant wees om te sien hoe dit afspeel. Alicia, Yes. wat vra jy vir 'n jong gemskok? Ja. Jy vra hom of Camo reg werk. Okay, so ons het 'n redelik interessante dag gister gehad. Ons het vertrek uit skool af, fire het, alles het goed geloop, alright. Ek het nou en dan gestop, ons het vir Stefan se verjaarsdag gevier. Lekker gestop saam met hom koek geëet en alles. Toe kom ons hier so 40 km uit Bloemfontein uit en hier die mense in die bus sien toe net hoe die trok wil verbykom voor ons inkom. En ons sien net sparks vlieg en toe 'n stuk tyre. Almal se harte gaan staan. Ons hoor net Here help die trok. Soos wat hom Royce praat oor die phone call en toe trek die trok af. Ons sukkel toe 3.5 ure daarna om die wiel af te kry. Waar 'n hele paar mense aangebied het om ons te help en alles. Wat amazing was. So ja, ons het vir hulle gesê ons vermoed ons het net dalk soos 'n puncture gekry. Never mind die stuk tyre wat weg is nie, maar ja, ons los daai vir 'n ander dag. Maar ja, so ons het reg gekom gisterand en ons trok is nou in om 'n nuwe tyre te kry en ons wat ons die spaarwiel gebruik. Maar vandag ry ons in Rodepoort toe, al die pad deur. En dan gaan ons sit met Devin Hofmeyer om Royce gaan 'n live broadcast saam met hulle hê of saam met hom hê. So ja, dis wat ons op pad is vandag. En ja, ons vra net vir die Here om ons veilig te hou vandag op die pad en dat ja, ons almal maar veilig in Rodepoort uitkom. Goeiemôre. Ons het gestaan hier by House of Bread geslaap. Dit was lekker, dit was heerlik. Maar ek wil net vanoggend vertel, die Here, hy is lief vir ons en hy sal ons deurdra deur omstandighede. En soos ek kyk, sien ek dat die Here se goedertierenheid bo op die val wat vir hom werklik dien. Wil jy ook nie vir hom werklik dien nie? Wil jy ook nie vir hom loof en prys nie? Wil jy ook nie saam met hom uitgaan en sy naam verkondig nie? Mense, die tyd is min. En die arbeiders kort om in die oesland in te gaan. Kom staan op en wees 'n arbeid vir u in Jesus naam. Jesus lyk jou. Cecilia, staan 'n bietjie vorentoe vir Raila. Haar sertifikaat, is hierdie jou eerste of tweede jaar? Eerste jaar. Ja, eerste jaar wat sy ontvang. Neem jy vir kruiskyk TV ook af. Okay. So prys die Here. Baie geluk en God sien jou en moenie opgee op hierdie pad. Amen. Johan, wat vanaand sy diploma ontvang van 3 jaar. Hierdie is die prakties, daar's 'n aanvullende ding wat hulle vir jou stuur, want hierdie is alles wat op is nie. Okay. Staan net so vir die lig, dat hy net nader kom. Jy's van Sekun? Ermen. En die AGS is daar een van ons satellietstasies van die School of Fire. In die land, God seën ons, het verskillende gemeentes, ons ry nou af, die PPK begin ook School of Fire, en ek wil vanaand iets vir julle sê, en dit is glad nie nou om ander kerke af te breek nie. Toe ek begin het met opleiding, die Here gesê het ek moet mense oplei, ek is gekap deur verskillende kerke, jy sê geaggreteer, jy sê dit, jy sê dat, deur die jare. Ek kan vanaand sê, en ek sê dankie vir die PPK, wat nou die 10de Mei op Mamasbury ook, ek gaan open hulle universiteit. Amen. Ek was maar 'n ouetjie wat matriek deurgesleep het. Nou die dag toe hulle sê, Julius Malema stry oor sy matrieksertifikaat en sê hoe swak is hy, het ek my mond gehou, want ek was bang Julius sê, kom ons sit neer. Dan sou ek tweede gekom het. Maar weet julle, en vanaand kan ek sê, dit gaan nie oor my nie, ek weet nie eens wat aangaan. Jy weet in 3 jaar het jy nie een keer met my, jy praat met ander mense, daar merkers en goed. En weet julle wat, ek kan net vanaand, dankie sê ek vir Zet, dat dit begin het by die AGS. En vandag het 'n stille AGS wat ook aanbied. En vanaand kry jy 'n diploma vir 3 jaar. Come on! Dan kry hulle altyd vir hom hierdie, kyk jou diploma.
Net soos met 'n advokaat of 'n prokureur, maar jy kan nog nie praktiseer nie. Verstaan? En dan word hy vanaand dan geord as 'n pastoor. Mooi man! Vader, in die naam bo alle name Jesus Christus, laat hierdie diploma nie in die muur hang, maar daar kom die siele in. Halleluja. En laat dit eendag teen hom getuig dat hy niks gedoen het nie. Maar Here, dat u vuur nou op hulle twee kom. In Jesus naam. My laaste afsluit met 'n verhaal. Daar was 'n ou in Oudtshoorn en hy het volstruise geboer. En daar's natuurlik werkers gewees wat 30, 40 jaar daar werk. En hulle weet hoe om volstruise te pluk en volstruise te werk. Maar die een ouetjie gaan leer toe 3 jaar, 'n diploma om met volstruise te werk. Toe hy terugkom, toe wil hy die werkers op die plaas rondsit, want hy het geleer sy 3 jaar. Maar die 40-jarige mense wat 40 jaar weet hoe om met volstruise te werk, word maar een kant toe gedruk. En net so het ons mense wat weet hoe om duiwels uit te druk, mense wat weet, hulle het nie diplomas nie. Ons moenie, omdat ons diplomas het, hulle wegdruk. En op 'n dag, hierdie ouetjie was baie windie, toe jag hy volstruise hom. En hy jag hom al om die huis. En hy skree, help my. Skree die werkers vir hom, wys jou diploma. Ek wil vanaand sê, ek kan nie die duiwel die diploma wys nie. Maar ek wil vanaand vir jou sê, gaan voluit vir die Here, hier is 'n add-on. Geluk julle en die Here steun. Ek wil net iets verby. Hoekom hierdie een van die redes is wat ek dit gedoen het. Die grootste rede is om ander mense by die Here uit te kry. Maar ek is nou 54 jaar oud, so ek het dit op my ouer dag bereik. Hierdie was gedoen vandat ek weggegooi was in my ma se maag. Toe was my ma met 'n besem op haar maag geslaan sodat ek moes afgebring geword het. En 54 jaar daarna het die Here vir my gewys hoe belangrik is dit. Elke dag wat ek op hierdie aarde was en dat hy my lewe daarin gespaar het tot vandag. Dis een van die redes hoekom ek gedoen het. Dit sal nooit te laat wees om so iets te doen. As jy 30 of 40 jaar is, ewens op 'n ouderdom van 50 en ouer kind. Amen. Die Here seën julle. Ja, dan moet ek vir julle eerlik aanbring. Nie altyd in die gemak van jou sitkamer of naby 'n televisiestel nie? Wel, School of Fire bied Softube aan. Met Softube kan jy jou gunsteling predikers se materiaal geniet in die gemak van jou eie tyd. Alles vanaf getuienisse, musiekvideo's, kontroversiële onderwerpe, Roos vertel stories programme, uitreike, bemoediging vanaf School of Fire studente en vele meer.
Softube op YouTube. Klik op die aangeduide kanaal. Gaan na die rooi subscribe knoppie, klik daarop en klik dan ook op die klokkie en sê all.